Goeiedag, welkom hier by ons kort boodskapie van hierdie week, die 19de Januarie se week van 2026. Kan jy glo? Januarie is amper alweer verby in 2026. Dit beweeg teen 'n vinnige spoed. Maar dankie tog dat ons as kinders van die Here weet dat die Here voel nie gejaag nie, die Here voel nie daar's 'n klomp goed wat vandag moet afgehandel word nie. Die Here is in beheer totaal en ons lewens is veilig in sy hande. Psalm 40 is die teksgedeelte wat ons verlede Sondag hier by ons in Amersfoort in die kerk oor gepraat het en gepreek het en deur die Here geluister het na wat die Here vir ons sê. Psalm 40 is 'n baie interessante Psalm. Ek het gister so tong in die kies gesê dat as 'n psigiater of 'n sielkundige wat baie belangrike beroepe in ons lewens is, in ons wêreld is natuurlik, maar as hulle sou geluister het na hierdie Psalm of na iemand wat hierdie Psalm leef, dan sou hulle dink so 'n persoon is dalk bipolêr depressief. Bipolêr depressief beteken mens beleef geweldige hoogtes en geweldige laagtes. Met ander woorde, geweldige opwinding en energie en vreugde, maar ook geweldige depressie en verlorenheid en verdwaaldheid. En wanneer hierdie episodes dan te lank aanhou, dan kan 'n mens regtig bipolêr siek word en dan moet jy hulp kry. Maar die Psalm sê iets van 'n verweefde ervaring en belewenis van God. Die eerste 11 verse van Psalm 40, ek gaan dit nie heeltemal lees nie, maar dit is so mooi hoe dit begin. Die eerste vers sê, Psalm van Dawid, ek het op die Here bly wag, hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor, hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modderige sluk. Dis die eerste 11 verse is so 'n wonderlike lof en dank psalm, gedig, lied, wat die skrywer sing vir die Here se redding, verlossing, en hy sê dan ook, hy verkondig dit ook in die groter gemeenskap, waar die kinders van die Here in die Ou Testament bymekaar gekom het, hy vertel van die Here se geregtigheid, die Here se redding, en die Here se hulp, dat God is sy rots. En dan die tweede helfte van die Psalm, van vers 12 tot 18, kry ons klaglied. Met ander woorde, dis 'n lied wat getuig van 'n groot krisis, 'n nood, in die persoon tree in by die Here en hy stoei met God en hy sê help my en red my, hier's 'n geweldige krisis. Hy sê vers 12, moet tog nie die ontferming van my weerhou nie, laat die troue liefde en waarheid my altyd veilig hou. Dan praat hy van die tallose gevare in sy eie sondeskuld. In hierdie krisis raak die persoon ook bewus van sy eie verlorenheid, sy eie sondeskuld. So hy staan eintlik skuldig voor God. Hy kan eintlik nie verwag dat God hom kan help nie. En daarom vra hy vir die Here om tog genadig te wees en in liefde met hom op te tree en hom te help en te red. Hy of sy natuurlik. En so hierdie Psalm kan klink na iemand wat amper skizofrenies is, twee persone is. Lof en dank en aanbidding vir God se verlossing, maar aan die ander kant in 'n geweldige krisis. Party van die skrifverklaarders sê natuurlik hierdie Psalm maak heeltemal sin, maar die meeste van die tyd leef ons as kinders van die Here so. Ons kan onthou hoe goed God vir ons was en hoe hy ons gered het en hoe ons gehelp het, maar terselfdertyd kan ons 'n groot krisis beleef en 'n afhanklikheid beleef van die Here. En in hierdie Psalm gaan dit oor die Here se trou, sy grootheid, sy liefde, sy genade, en nie die digter of die sanger se goedheid en krag en lewe wat in beheer is nie. Dit gaan oor die Here wat my vashou en my beskerm en my bewaar en my uitred en na wie toe ek kom in hulp en ek roep en ek weet die Here hoor my. Ek weet hy gaan antwoord en daarom rig hierdie Psalm skrywer hierdie gebed van dank en nood aan die Here. Want Here, ek weet, ek ken u sal help. Vers 18 is die wonderlike vers wat hy mee afsluit. Hy sê, ek is magteloos en behoeftig, maar my Heer sal aan my dink. U is my hulp, my bevryder. My God moet tog nie talm nie. Dis mooi. Die persoon voel magteloos, behoeftig, maar hy weet God het vir hom gekies. God sal vir hom sorg of vir haar. En dis mos geloof. Dit is vashou aan die Here, aan wie God is. En dit is 'n verweefde tipe geloof wat oorleef en wat 'n getuienis is in die wêreld
En dis die tipe geloof wat ons as kinders van die Here kan uitdra in die wêreld. Dit gaan nie oor ons krag en ons in beheer wees en ons siel wat gesond is en al die tipe dinge nie. Maar dit is die Here, ons hou aan hom vas. Ons vertrou hom vir hierdie dag en hierdie week en hierdie jaar. Dis 'n wonderlike geloof. Daar's 2 Hebreëse woorde in hierdie Psalm wat ek net vir julle wil uitlig. Ons vind dit albei in vers 5. En die een is die Ashrei, is die Hebreëse woord. Dit verwys na vertroue. Of geluk. Gelukkig is die mens sy vertroue in die Here stel. Hierdie gelukkig is die woord Ashrei. Ashrei beteken dis 'n vervuldheid, dis 'n volheid in die Here. Dit is 'n God gevind en ek vind in hom my vreugde en my geluk en my hoop en dit maak my pad om te loop agter die Here aan, na hom toe, volgens sy pad, volgens sy wil. En die ander woord is batag, wat ook in vers 5 kom. Dit sê van vertroue. Ek sal my vertroue in die Here stel. Dis 'n vertroue wat nie afhanklik is van omstandighede nie, van dit wat rondom my is nie, maar dis gefokus op die Here, want hy is getrou, hy is goed en hy sorg en hy voorsien. Mag jy vandag kan die Hebreëse woorde Ashrei beleef, geluk, omdat jy weet God het vir jou gekies in Jesus Christus. Hy het vir jou sondes gesterf. God is aan jou kant. En dan ook batag, weet, dit hang nie af van omstandighede nie. Want ek is besig om God se wil te soek. Ek is gehoorsaam aan hom, so ver ek kan. Ek weet ek is 'n sondaar, maak foute, maar die Here is getrou. Hy is regverdig. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, baie dankie dat ons Psalm 40 kan lees en heeltemal met hierdie digter kan identifiseer. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. U het ons op soveel maniere al geseën en gered en voorsien. En al beleef ons vandag 'n groot krisis. En ons leef binne 'n groot krisis in die wêreld. Weet ons dat U in beheer is en dat U sorg en voorsien en daarom rig ons versoek na U. Ons bring ons klag of ons petisie na U toe. Ons vra Here, help, verlos, red, genees. Hoor tog, want ons is afhanklik van U. Vader, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy vandag gelukkig wees. Ashrei. En mag jy jou vertroue in die Here stel. Batag. Totsiens.